Welkom by Koffie en Kwadrate. Dit is nou ons laaste les van ons Algebra vir Beginners reeks. En die volgende video wat ek gaan oplaai sal 'n toets wees wat julle kan doen. Ek sal stadig deur die vrae gaan en julle kan pause as die video nodig het om te pause, sodat jy kan jou tyd vat om deur te gaan. Maar ja, as jy al die vorige lesse gekyk het, behoort jy nou 'n baie goeie grondslag in algebra te hê. Vandag gaan ons alles wat ons geleer het saamvat en toets. So moenie bekommerd wees as jy nie alles dadelik reg kry nie. Die doel is om te sien watter dele jy reeds goed verstaan en watter dele jy dalk weer wil hersien. Alright. So ek gee vir jou 'n vraag en dan pause jy. En dan kyk jy of dit werk vir jou, of jy verstaan wat aangaan. So vereenvoudig vir my hierdie. Vereenvoudig dit vir my gou vinnig. Ek gee jou 10 sekondes. Jy kan maar pause en jou 10 sekondes gebruik. Alright. Doen nou vir my hierdie een. Okay. Nou kan jy vir my doen okay. Okay, die laaste een gaan 'n woordsom wees. Ek dink aan 'n getal. Oepsie. Ek dink aan 'n getal. Okay. As ek dit verdubbel. Okay, as ek dit verdubbel en 6 bytel, kry ek 20. Okay? So ek dink aan 'n getal. As ek dit verdubbel en 6 bytel, kry ek 20. Alright, vat elke som stap vir stap en gee jouself 15 sekondes en dan kyk jy of jy dit kan doen. Alright, en ja, okay, ek gaan nou die antwoorde vir jou gee, sodat jy kan sien of jy dit reg het of nie. So hierdie een sal wees 8x, hierdie een sal wees 4x, het ons gelyk aan teken, plus 12, hierdie een sal wees x tot die 5de mag, hierdie een sal wees 6a tot die 3de mag, hierdie een, hy bly mos, ekskuus, ek het vergeet om sê, 5 moet jy vir my faktoriseer. Okay? So 12x plus 2 en 6 sal wees x is gelyk aan 8. Okay. En die 7de een sal wees x is 7. As jy nie weet om dit te doen nie, kom ons vat dit langs aan. En ons doen hom gou. So 4x minus 8 is gelyk aan 20. So jy het 4x en 28x is 7. Sien jy hoe dit lyk? Okay. So ek het 'n getal en as ek dit verdubbel en 6 bytel, kry ek 20. So jy het 'n getal x. As jy hom verdubbel, dan sit jy 2 by en 6 bytel, so dis plus 6, kry ek 20. Alright, 2x is
14 en x is 7. Alright, kom ons beweeg aan na die ander dele van hierdie les. Ok, kan jy die foutvraag sien? Kom ons maak dit rooi. 2x plus 5 is gelyk aan 2x plus 5. Ons weet dit is verkeerd. Nee, dit is nie gelyk aan nie. Maar hoekom? Kan jy vir my sê? Want 2 moet met al die faktore binne die hakies gemaal word, ok? Vraag 2, x kwadraat maal x kwadraat. En as jy sê dit is x tot die mag 4, dan is jy heeltemal reg. Ok. As jy sê nou maar x plus x het, dan weet ons dit is nie gelyk aan x kwadraat nie. Inteendeel, dit is 2x. Ok. Sê nou maar jy het 5x is gelyk aan 20, dan weet ons x is nie gelyk aan 15 nie. Ons trek nie 5 af nie, ons deel deur 5. So die antwoord sou gewees het x is gelyk aan 4. Ok. 5. 6a plus 12 is gelyk aan 6a plus 12. Hoekom is dit verkeerd? Want ons moet die gemeene faktor by almal uithaal, né? So dit moet inteendeel wees 6a plus 2. Dit is die regte antwoord. Ok. Nou vir die finale uitdaging. Kom ons kyk of jy alles kan saamvoeg. So kom ons begin met 'n vereenvoudigende ding. Ok. So, kom ons doen dit. Sê nou maar jy 3x plus 2 plus 2x. Pause die video, kyk of jy dit kan doen. Alright. So, jy maal alles in, hè? So dit is 3x plus 6 plus 2x. En dan sien jy, okay, daar's oral gemeene faktore wat, of terme, daar's gelyksoortige terme. So ons kan hulle saamvoeg, so dit is 5x plus 6. Alright. Kom ons doen nog een. Sê nou maar jy 3x plus 6 is 21. So wat doen ons? Ons begin deur om by albei kante 'n 6 af te trek. Okay? So ons sê minus 6 minus 6. Dan het ons 3x is gelyk aan 15. En nou deel ons deur 3 aan beide kante. So x is daarom 5. Alright. 'n finale woordsom kan dalk wees. Finale woordsom. Sarah koop 4 boeke. 4 identiese boeke. Okay? Sy betaal altesaam R280. Hoeveel kos een boek? So dis 4 boeke is gelyk aan 280. So dan kry jy 70. So een boek kos R70. Okay. Nou, hier is 'n paar algemene wenke vir algebra. Hierdie kan jou top 10 algebra reëls wees, alright? Werk net met soortgelyke terme. Gaan my goedjies agter mekaar kry hierso. Alright. Ekskuus, ons begin gaan weer. Werk net met soortgelyke terme.
Vermenigvuldig met elke term binne hakies. Eksponente beteken herhaalde vermenigvuldiging. Tel eksponente net by wanneer die basisse dieselfde is en jy vermenigvuldig. Okay? Trek eksponente af wanneer jy deel. Faktoriseer deur die grootste gemeenskaplike faktor uithaal. Wat jy aan die een kant van 'n vergelyking doen, doen jy aan die ander kant. Gebruik altyd die teenoorgestelde bewerking om die veranderlike alleen te kry. Toets jou antwoord waar moontlik. Jy kan maar. En dan belangrik, werk netjies en stap vir stap. As jy al jou stappe wys en nog steeds 'n verkeerde antwoord het, kry jy gewoonlik punte ten minste vir die stappe wat jy gedoen het. So wys maar altyd jou stappe. Alright mense, geluk, julle het nou die volledige algebra vir beginners reeks voltooi. Jy het nou geleer wat algebra is, hoe om uitdrukkings te vereenvoudig, hakies oop te maak, met eksponente te werk, algebraïese terme te vermenigvuldig, te faktoriseer en vergelykings en woordsomme op te los. Nou, dis 'n groot deel, baie geluk. Onthou nou net, niemand word oornag goed in wiskunde nie. Hoe meer jy oefen, hoe makliker raak dit. So oefen elke dag. En elke fout is 'n geleentheid om iets nuuts te leer. Okay, moenie dink foute is 'n slegte ding nie. Ek is ongelooflik trots dat jy hierdie reis saam met my voltooi het, okay? Dankie dat jy dit gekyk het en ek sien jou graag in die volgende reeks.